Goeiemôre, daar's nou een ding waarvan die moderne mens nie hou nie, en dit is om te wag. Ons wag in toue, ons wag vir uitslaa, ons wag vir kering, ons wag vir 'n lisensie of 'n ID-dokument of 'n paspoort, uitslaa van die dokter. Ons hou nie van wag nie. Daar's nog 'n moeiliker wag as om in toue te staan, en dit is om te wag op die Here. Om te wag en te beleef dat God se stem stil is, en dit is vir ons onuithoudbaar. Dawid skryf in Psalm 27 iets van wat 'n gelowige deurmaak wanneer ons wag. Hy sê ook onder andere, om te wag is om eerlik voor God te kla. Ek mag ook eerlik voor die Here sê, Here, hoe lank nog? Here, moet U self nie van my verberg nie. Moenie my verlaat nie. Here, wanneer hoor U my gebed? Wanneer gee U uitkoms? Ons mag eerlik kla terwyl ons wag, maar wag is ook 'n aktiewe geloofsproses. Dis soos 'n kelner wat gereed staan om sy kliënt te bedien, maar terwyl ek wag, dien ek die Here, lees ek die woord, gee ek om, maak ek 'n verskil in ander mense se lewe. Om te wag op die Here, Dawid gebruik die Hebreëse woordjie kawaf. Dit beteken om my verwagtinge aan God se beloftes vas te knoop. Dit is om te wag op die Here. Ek knoop my verwagtinge aan God se beloftes vas en ek vertrou op die Here. Ek glo in God se goedheid. So wag ek op die Here. En dan sluit Dawid Psalm 27 af. Wees sterk, hou moed, byt vas, wag op die Here. Ja, wag op die Here. Mag jy in hierdie tyd ook effektief, gelowig, verskilmakend, aktief jouself vasbind aan God se beloftes en so op die Here se seën wag. Lekker wag, wees sterk en wag op die Here.